of vanaand so saam met u te kan wees vir een van die hoogtepunte van ons gemeente, waar ons ook so saamkom vir 'n Kersdiens, waar ons ook vanaand die Here wil loof en prys vir die grootste geskenk wat ons ontvang het, ons verlosser, wat vir ons gestuur is. Die tema van vanaand se Kersprogram is dan ook as mens, is ons Here Jesus Christus gebore, maar as God, seun van God, het hy verlos. Ons wil graag elkeen van u hartlik verwelkom en baie dankie sê dat u vanaand hier is en dat u hierdie geleentheid met ons deel. En dan wil ek ook net graag 'n paar woorde sê. Welkom so. En ek is so bly ons kerkgesang dit allemaal opgedrag. Dit is vir die wonderlikste dinge om julle almal hier te hê. So vir julle is daar 'n spesiale welkom, hoor. Baie welkom jubilatie en baie welkom aan die instrumentmense, die mense wat vir ons die wonderlike instrumente kan bespeel. Wat 'n wonderlike gawe is dit nie. En baie dankie aan die dopperkoor. Julle is ook 'n groot groep en Tsongoswi, thank you for being here tonight. En dan aan al die mense in die gemeenskap, baie dankie dat julle kom kuier saam met ons. En dat ons net die Here loof, dis al wat ons vanaand moet doen. Baie dankie, geniet hierdie aand saam met ons. Vriende, u sal sien dat vanaand se program ook so saamgestel is, daar gaan nie baie afkondigings en aankondigings wees nie. Ons gaan die program open en dan gaan hy vanself voortvloei. Maar kom ons open ons verrigtinge deur die seën van die Here te ontvang. Ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp wees? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus deur die kragvolle inwerking van God die Heilige Gees. Amen.
Groet by die openende verklaring, bely ons die volgende, uit hom en deur hom, en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy aan die wêreld toegestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Kom laat ons saam bid. Ons Hemelse Vader, ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. Ons kan nie die diepte van die liefde vir ons pyl nie. Maar ons kan maar net soos Peter sê, Here, U weet alles. U weet dat ons U lief het. En ons bely voor U dat ons nog sondare is, dat ons liefde nog so onvolkome is. En ons dank U vir die vooruitsig dat ons eendag sal ken soos ons geken is, dat ons U in suiwere, ewige liefde sal ken en opgeneem sal word in die ewige liefde. En dat dit die grootste ding, die grootste factor in ons lewe sal wees. Ja, pena mno ashuri. Arikono upa, arikono cheche sa buhuru, na udziva, na upara ufurwawo.
vi rantarbanya mutu. Na one vazo diva rikativa vachi. Venti na ore vachi vazo diva uri. Via vafuna gauri vativa swate vavona zvire verunizashi. Kavari kudisego. O vafuna unga wone wori funa. Ons bid dat U deur U woord, deur U Gees, ons werklik sal leer om iets soveel as 'n mens se verstand te kan verstaan, om U liefde in daardie mate te kan pyl en daarop kan antwoord met wederliefde. Here, ons het U lief om Christus wil. Amen. tot in ewigheid. Amen. Lig nou vir julle gedeelte van Jesaja voor, die volk wat in donkerte geleef het, die groot lig gesien oor die wat in donker land was. Hy het 'n lig geskyn. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige sorg. Baie dankie. Lukas 1, die loflied van Sagaria. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk. 'n Sterk verlosser het hy vir ons laat opstaan
uit die huis van sy dienaar Dawid. So het die Here dit reeds van oudsher beloof deur die mond van sy heilige profete, om ons te verlos van ons vyande en uit die hand van al ons haters, om te ontferm oor ons voorvaders en sy heilige verbond te onderhou. Met 'n eed het hy dit bevestig aan ons voorvader Abraham, dat hy sou gee dat ons, gered uit die hand van vyande, hom onbevrees kan dien, in vroomheid en opregtheid, al die dae van ons lewe. Hy sal die pad voor my regmaak en dan sal die Here, na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Van
eerste maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Dawid heers tot in ewigheid. En sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou werk. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het." Toe het die engel van haar al weggegaan. die geboorte van Jesus. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling uit die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerste seun in die wêreld gebring en hom in die voete toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Amen.
heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. Guno alari ribana ri malaifa. Ri malaifa amzimu waneifa ranarote na Kristo. Alari lichitambura ranga ene rido newabo ugara na e. Mundo
vir die engele. Toe die engele teruggegaan het na die hemel, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan Bethlehem toe om te sien wat wonderlike ding gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe na die dorp gehardloop en vir Maria en Josef gekry en die kindjie wat in die krib lê. Toe die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het en wat die engel vir hulle oor die kindjie gesê het. Almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was verbaas. Maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan na die veld en hulle kuddes terwyl hulle God loof en prys oor wat die engele vir hulle vertel het en wat hulle die kind gesien het, net soos die engel gesê het. Die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het voor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. Oh
grond in sy arms geneem en God geprys en gesê: Here, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van alle volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Lukas 2, vers 36 tot 38. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag geëer, deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. 'n Engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot eer van God gesing. Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy helle vaart aanvaar. Die nag daar in die stil, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. Toe voorstyd die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Here, gebore vir ons. Filippense 2. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.
Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor, moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet.
Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal bly. Sê vir al die persone wat verversings beskikbaar gestel het, wat julle nou net hierna gaan geniet. Baie dankie, ons waardeer die moeite. Vir Louis en Elsie, vir die pragtige blomme wat julle hier sien, en ook buite op die tafels. Ons sê vir julle baie dankie, dit is absoluut pragtig. 'n Baie spesiale woord van dankie. Nanette is nou nie hier nie, sy staan daar buite in werk, soos altyd. Sy is die een wat altyd sorg dat alles reg loop hier. As ons nie weet wat gaan aan nie, dan sê ons net vra vir Nanette. Nanette is ons go-to persoon. En sy is die wat gesorg dat alles mooi netjies en reg is. Nanette, baie dankie. Ons waardeer jou. Baie dankie vir die kerkgesangte wat vir ons gesing het. Vir die dopperkoor, ons het julle baie geniet, baie dankie. Vir jubilate, ja, julle weet wat het alles hier ingegaan. En baie dankie vir al julle moeite. My 2 engele wat van Gauteng af gekom het om net om te kon sing vanaand. Baie dankie Maraai en Lisa vir die instrumentaliste, almal wat 'n bydrae gelewer het, hard gewerk het en geoefen het. Baie dankie Anel vir die ongelooflike mooi orgelspel, begeleiding. Waardeer dit ongelooflik, baie dankie dat jy ingestem het om deel te wees hiervan. Vir Johan Oukamp, wat gesorg het dat alles op die bord regloop en dat alles daar is en dat ons weet wat ons moet doen. Baie dankie Johan, ons waardeer dit. Hy het 'n baie goeie job gedoen. Vir Dou, wat hulle bygestaan het nou met die klank, baie dankie Dou, ons waardeer dit dat jou kort kennisgewing ingetree het. Al die voorlesers, baie dankie vir julle wat vir ons die voorlesings gedoen het. Oom Koos, baie dankie vir jou teenwoordigheid en jou sterk persoonlikheid wat sorg dat die dinge reg loop hier in hierdie gemeente. Sê vir jou baie dankie. Laastens vir Ines, wat aan die hoof gestaan het van al hierdie goed en gesorg het dat alles glad verloop en dat die program daar is en dat ons 'n program het vanaand. Ines, baie dankie, ons waardeer dit.